die dinge? Goed en jy, André? Nee, doodstil, rustig. Goedjies hardloop. Okay, so hier agter jou is nou, nie laat 'n inline ripper 'n nuwe ding was nie, maar ek dink eerlikwaar, dit is 'n understatement om te sê, tussen jy en jou boetie het julle amper die hele rip game in Suid-Afrika kom verander. Verduidelik my, wat is die uitgangspunt wat julle gehad het, toe julle gesê het, okay, right, want julle het hoogspoeddissig, bou julle baie, maar toe julle nou gesê het, okay, right, ons gaan 'n inline ripper bou, wat wou julle doen? André, eerstens, dit was maar 'n bietjie van 'n versoek van kliënte gewees, daai stadium, uit Vrede uit, Vrede se area, waar daar was 'n bietjie inline rippers in daai area wat geloop het. Daar was natuurlik uitdagings gewees met die produkte wat hulle gehad het, dit was ingevoerde masjiene gewees, lopende koste, iets wat ons self ervaar, initiële aankoopkoste was 'n probleem gewees. Die versoek was basies, bou vir ons 'n soortgelyke masjien, soortgelyke werking, maak hom met goedkoper om aan te koop, maak hom goedkoper om deur die jaar te laat loop. En julle het op die einde van die dag 'n klein huisie vol tande, soos ek het verstaan, getoets en te kere gegaan ensovoorts, voor julle op die einde van die dag op hierdie besigheid besluit het. Verduidelik my 'n bietjie hoe werk daai proses. Kyk André, ons het 'n uitgangspunt gehad. Ons wou baie naby aan 'n Amerikaanse masjien gekom het wat op daai stadium in die mark was, in terme van werking, nou nie van uitleg nie. Okay, die uitleg is 'n inlyn, so die tande met 'n lyn sit. Ja, jy sit hulle net in lyn, nee. Sit hulle in lyn. So dit was ons uitgangspunt geweest, en dan natuurlik om die perfekte tandvorm te kry. Daar was uitdagings met die tandvorm, die struktuur van die tand, die diktheid van die tand, die lengte, die slydele wat jy het tot jou beskikking, al die tipe goed wat ons moes aan gewerk het. Hoe jou flerskaartjies vasmaak was 'n probleem geweest. So dit was net, kom ons bou gou 'n inline ripper, hoe moeilik kan dit nou wees? En ja, dit was die eerste een was bietjie moeilik geweest om daai perfekte werking te kry, maar ek dink ons is daar. Nou kom, vertel my 'n bietjie, hoekom het julle gedoen wat julle gedoen het? Ons sit hierso met 'n uitleg van die voorkant af. Sit ons met daai snykouters. Net by the way, daai snykouters is ook 'n dieptebeheer. Ek en Dani Bester het dit uitgevind. Met ons ekskursies met die ripper. Ek sê nou ook 'n dieptebeheer. Maak seker dat jy hulle reg opgestel is. Anders wil hy ripper nie altyd noodwendig in nie. Hoekom het ek snykouters aan die voorkant? Kyk André, die groot mikpunt met die snykouters, wel 'n groot doel is. Kom ons nou met die primêre doel is om 'n gleuf vir jou tand te sny. So hy moet relatief hard kan druk. Daai gleuf oopmaak en daai harde bokors, laat die tand kan loop en nie kluite heen en weer trek nie. Sy sekondêre funksie natuurlik is om materiaal te sny, laat die masjien makliker net deur materiaal kan loop. Sodat en ek neem aan ook dat jy nie daai klonte breek aan die agterkant nie. Ja, so hy sny 'n gleuf aan daai profiel en omdat daar klaar gleuf is. En dis gewoonlik jou boonste kors wat hard is. Onderaan raak die grond natuurlik bietjie sagter, as bietjie meer vog. So dan skuif hy nie die kluite heen en weer wat daai natuurlik daai blowout soos wat die Amerikaners dit noem nie. Ja, want dis die eerste keer wat ek 'n half gesien het, wag, hier's iets in 'n bokkie, was op Arlington se Boeredag. Nou vir die van julle wat Arlington ken, daai area sit met 'n groot probleem as jy tussen die as jy klaar gestroop het, dan tussen die ry bakkie son, omdat hy daai boonste korsie word hard, en dan as jy 'n ripper daar deurdruk in Julie maand, dan breek hy sulke kluite. En die volgende oomblik kom hierdie groen ding verby en hy sleep net en ek is soos, yes, maar wag eens, wat gaan hier aan? En ek is soos, maar waar is die kluite? Want daar's kluite, hier is die kluite nie. En toe begin ek ook anderster dink, luister, hier's actually iets in hierdie goede. Nou verduidelik my op daai punt, hierdie tand. Wat het julle min of meer hoekom gedoen? En hoe kry julle daai effek? Kyk André, eerstens om kilowatt vereistes af te bring, sal jy natuurlik jou tande wil, of in 'n vee-uitleg of hulle stagger. Maar die interaksie tussen die twee tande is baie belangrik. So hulle moet langs mekaar sit op 'n sekere afstand om daai, kom ons noem dit, oor jou flerskare rol. Jy weet daai effek van wat jy grond tussen twee hande vasnyp en dit optel. Ja, basically dit doen. Ja. So basies dit en dan so optel. Nou natuurlik, as jy gaan die tande stagger, jy bring jou kilowatt vereistes af, of jy sit in 'n vee-uitleg, jy bring jou kilowatt vereistes af. Die Amerikaners doen dit wel. Hulle sit hom of in 'n lyn of hulle sit hom in 'n vee.
So, jy het jou flashkaart teen 'n hoek, baie spesifieke hoek, jou punt moet 'n entjie onder jou flashkaart wees, anders te smeer jou flashkaart deur die grond te veel, dan sit jy met 'n nuwe probleem. Jy weet 5 jaar af van die pad. Jy het net 'n nuwe verdigtingslaag geskep blad gesleep. En hy is moeiliker om te breek. Dan raak dit 'n uitdaging om daai blad te breek. Uitstekend, maar vat hom so lank vir ons deur, laat hy omgaan, en wat ek nog so 1 of 2 vrae wat ek jou basies wil vra in terme van konstruksie en daai goed. Ek weet julle is nie skaam om ordentlike balke en daai dinge te gebruik nie. Ja, baie van hierdie masjien, ek bedoel die tande natuurlik is van Hardox, maar baie van sy raam is ook van Hardox. Dit is net struktureel, hoe kan ek stel, in terme van tensile, yield strength wat jy uit die materiaal uit kry, dit maak dit maklik vir ons om te vervaardig. Sy swysvermoë is hoog. Natuurlik die balke, ons 12 mm balke in te sit is vir ons niks. Want dis 'n standaard by julle, nê? Ons vereistes is dit. Jy weet, dit maak dit vir ons baie maklik om masjiene te ontwerp as ons dit doen. Nou gaan ek jou 'n lekker vraag vra wat almal jou wil vra, nê? Julle weet wat is hy? Sluitparte, nê? Sluitparte, inlyn rippers. Hoekom is hy so swaar op sluitparte? Andre, hierdie is nie net gebonde aan ons masjien. Ek glo nie. Ek bedoel ons eerste behoefte was die vraag vir die behoefte was van 'n ou wat vir ons gesê het hy kan hierdie masjien. Hy het sy aankoopprys in sluitparte oor ek kan nie eens onthou, die was nie eens baie hektare gewees nie. Jy weet, en ons wat daai aankoopprys afgebring het, ek het daar by my jy weet, wat daar by die ripper wat daar staan, prototipes van sluitparte wat ek en jy nou die dag by ons gesien het. Dis 'n deurlopende proses om daai kostes af te bring aan ons kant. En sê vir my nou gou, wat ek met party boere al gepraat het, jaar 2, jaar 3, dan begin daai som beter raak, nê? Ander dit doen, dit hang af hoe jy die ripper gebruik en waar jy hom gebruik. Sekere grond is net sluitend. Ek bedoel dit is ek kan jou na 2 spruit toe vat, daar's so fyn grys daarin. Ek glo nie wat jy gaan doen gaan jou slytasie afbring nie. Dis maar net die grond. In ons ervaring is daar's duidelike verskil. Veral in die Hoëveld noord van Bethlehem se kant af. Daar's duidelike verskil. Uitstekend. Okay, so daarso is hy nou besig. Waarna kyk ek op hierdie stadium? Verduidelik my jou trip aksie. Hoekom het julle gegaan vir die veer? Eerste ding is 'n veer is op sy sterkste as hy uitgedruk is. So waar byvoorbeeld koolspringgoed hidrolies is op hulle sterkste as hulle heeltemal ingedruk is. So jou tand bly stabiel, hy druk jy uit die hele tyd nie. So jy daai voordeel dat jy altyd op jou optimale werksdiepte is waarvoor jy die masjien gestel het. En ek meen ons het nou 280 perde krag trekker daar voor hom en ja, die grond is lekker. Daar's al werk dieptebeheer nou. En ons het wat 2, 4, 5 tand agter hom. Hoeveel kilowatt per tand het ek basies nodig? Jy het enigiets van ek het omstandig gesien waar 25 kilowatt per tand te voldoende is. Ek het gevalle gesien waar 45 selfs nie eens meer voldoende is nie. Grond volg wat jy daar voorheen gedoen het, maak alles 'n groot impak op jou kilowatt vereistes. Laaste ding, wat sou jy sê is die grootste waarde toevoeging wat 'n bokkie ripper in my boerdery kan gee? Ek dink vensterperiode, jou tipe bewerkings wat voor dit kan kom, jou tipe bewerkings wat kan volg, is waar dit regtig waarde toevoeg. Ek vat nou my buurman, ge-inline rip, equalizer SL, dit het vir hom byk gewerk. Baie van sy metodes verander wat hy in die verlede gedoen het. Jy weet as jy gaan na konvensionele ripper, jy moet iets voorberei om my masjien te laat loop. Onmiddellik verloor jy vog, onmiddellik verloor jy grondstruktuur ensovoorts. So hierdie masjien bied vir jou baie opsies aan hoe jy hom kan gebruik in jou boerdery. Uitstekend. Henry, dankie baie.